Hallo julle, welkom by Skepper Klas. So in Skepper Klas leer ons meer van Jesus deur eksperimente en deur kuns. So hoeveel lekkerder kan dit net nie wees nie. So vandag se tema praat ons oor die drie-enige God. Nou wie is die drie-enige God? En hoekom verstaan ek nie altyd as hulle sê maar God en Jesus en die Heilige Gees? Want almal sê vir my hulle is een, maar hulle is dan drie, en wie het dan dit alles gemaak, en wie het aan die kruis gesterf, en hoe pas dit als in mekaar in? Nou, jy hoef nie verder te wonder nie, want ek gaan vandag vir jou verduidelik, met die behulp van niks anders nie, as 'n eier. Kan julle dit glo? Nou, as jy dink aan God, God is een. So ons hoor God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Nou hoe verstaan ek God is een? Dit is soos 'n eier. 'n Eier bestaan uit 3 dele. En as jy my nie glo nie, kom ons kyk. Kom ons kyk. Aha! Hierso het ons die wit deel van die eier, daai slijmerige gedeelte, ons het die geel deel en ons het die dop. Nou dit is hoe die drie-enige God werk. God die Vader is soos die dop. Hy het alles gemaak. Hy is heilig. Hy is die een wie aan Moses in die brandende bos verskyn het en gesê het ek is. So sy naam is ek is. Hy is alles. Hy is die asem in jou longe. Hy is die begin, hy is die einde. Hy is die alfa en hy is die omega. Hy is die eerste en hy is die laaste. So wat dit beteken, deur hom het alles in stand gekom. So God die Vader het voor die grondlegging van die aarde het hy besef, maar hy wil mense maak. Mense wat in sy beeld is. Hy wil sien hoe die aarde groei en daar plante is en hoe mense dit bewoon en bewerk. So hy het deur net 'n woord te spreek, deur te sê dat laat daar lig wees, het daar lig gekom. Deur te spreek, laat daar gras wees, het daar gras gekom. So hy is God die Vader. Goed, Jesus is soos die wit van die eier. Nou as jy 'n eiertjie gaan gaar maak, dan gaan jy nou mooi sien hoe lyk die wit. Die wit wys vir ons, Jesus het gekom om ons skoon te was, ons rein te was deur sy bloed. Nou, kom ons gaan gou terug. God die Vader het gesien dat mense foute maak. Dink aan Adam en Eva, hulle doen sonde. En julle soos die jare aangegaan het, moes skapies offer, en duwe, en bokkies, en al wat 'n dier is, moes hulle offer, sodat hulle vergifnis kan kry vir hulle sonde. So kan jy dink, jy moet elke jaar, daai skapie, wat jy groot gemaak het, moet jy vat Jerusalem toe, jy moet hom dra, die priester moet hom offer, en dan is daar nou vir 'n jaar vergifnis vir jou sonde. En so het dit aangegaan en aangegaan, en dit kon nooit mense regtig naby aan God weer bring nie. Daar was die heeltyd so 'n gordyn tussen God en die mens, en God wou nie dit hê nie. Hy wou hê die mense moet so naby aan hom wees, soos Adam en Eva met hom was in die tuin van Eden voordat hulle sonde gedoen het. So daarom het God gesê, ek stuur my seun. Hy is die woord. So as jy die Bybel lees, dan dit is wie Jesus is. Elke woord wat daarin staan, is wie Jesus is. Nou as jy in die eiertjie dink, die eier is nou geskei, maar is nog steeds 'n eier. Dis sy dop, dis sy wit, dis sy geel. Al is dit in verskillende rolle nou, is dit nog steeds een eier, en was dit een eier gewees aan die begin. En dis hoe dit met God was. Heel aan die begin was God, Jesus en die Heilige Gees in een verpakking, kan ons eintlik sê, soos die eier. Maar omdat mense sonde gedoen het, en omdat die wêreld afvallig begin raak het, moes God sy rolle verdeel het. En toe is die enigste opsie, dat hy die pa-rol inneem. En hy met sy seun, Jesus Christus, stuur, wat die wit is, om ons skoon te was van sonde. Julle en Jesus het op die aarde gewandel, en hy het al hierdie wonderwerke gedoen, maar hy was net vir 33 jaar op aarde gewees. En toe maak hy 'n beter plan. Toe hy op is hemel toe, toe sê hy, moenie bekommer nie, my Vader gaan nou een in my plek stuur. En weet julle, toe stuur God die Vader, die Geel, die Heilige Gees. En die Heilige Gees
is nie net beperk tot waar die mense geloop het nie. Die Heilige Gees kan in elke liewe een kom bly. So wanneer ons sê, ons gee ons hart vir Jesus, is dit eintlik die Heilige Gees wat in ons kom bly. So ek wil hê jy moet altyd hierdie eier onthou. Dit is hoe ons die drie enige God onthou. Nou, my volgende ding wat ek hierso het, is niks anders nie as 'n appel. 'n Appel 'n dag laat die dokter wag. Maar dit is nie wat ons vandag oor gaan praat nie. Vandag gaan ons praat oor die appel. So in die buitekant sien jy 'n groen skil. En hierdie skil is dik. Hy hou die appel veilig en beskerm van die soet wat daar binne is. Dit is wat God die Vader doen. Hy soos die skilletjie wat alles bymekaar hou, wat die skepper is, wat alles gemaak het, wat die pappa is, nê? Nee, 'n pappa hou almal veilig. Dis sy rol. Maar nou, kom ons kyk. Ek gaan my appel sny. Is julle reg? OK. Ek gaan my appel. Tada! Ek wil hom nou net so draai dat julle mooi kan sien. So hierso is my appel. Dis 'n lekker vleesgedeelte. Dit is soet, soet, soet. En dan hier binne-in. Kom ons grou so 'n bietjie in hierdie appel. Miskien het ook al wat. Van hierdie lekker soet. Alright. Ek wil nou net hierdie stukkie verloor nie, nê, want dis nou 'n belangrike deel. Julle in hierdie soet is soos wat Jesus is. Jesus se liefde is soet. Hy doen wonderwerke. Hy is die een wat gekom het vir ons sondes, om te sterf vir ons sondes. So dit wat hy vir ons gegee het, is soet. Hy het vir ons kom lewe gee. Maar julle, Jesus kon nie by almal oral te wees nie. So wat doen hy toe? Hy stuur sy Heilige Gees toe hy opgaan hier aarde toe. En hierso is die stukkie wat ek nou soek. Dis die pit wat hier in die appeltjie was, nê? Het hy 'n pit gehad. Daar binnekant was hy weggesteek. So wanneer jy jou lewe vir Jesus gee, kom die Heilige Gees sien in hierdie pypjie en hy kom bly binne in jou. Maar hoor hoe amazing is dit? Onthou hierdie appel bestaan uit 'n skilletjie, die wit en die pit gedeelte. Dis dis 'n appel. Alles word gesien as 'n appel. So as daai klein pypjie binne in jou kom bly, dan beteken dit God, die skepper van die heelal, woon in jou deur sy Heilige Gees. Dis die rol van die Heilige Gees. Hulle is nog steeds een, Jesus, God die Vader, die skepper en die Heilige Gees. Nou, die Heilige Gees kom woon in my, maar omdat hulle een is, beteken dit God woon in my en lewe deur my. So nou kan my lewe nie meer lyk soos dit gelyk het nie. Ek kan nie lewe soos ek gelewe het nie, want ek lewe nou tot eer van hom, want hy's groot en hy's almagtig. Hy het alles gemaak. So nou lewe ek deur die woord te lees, die Bybel te lees, deur te bid, deur die vrug van die Gees te dra, want hy is binne in my. Hoe amazing is dit net nie? So, wanneer jy ooit weer wonder hoe werk die drie enige God, dink asseblief aan 'n eier en 'n appel. En moet nooit weer dieselfde na 'n eier of 'n appel kyk nie. Elke keer wanneer jy dit sien, vertel vir iemand. Weet julle wat? Ek gaan gou vir julle iets amazing wys. Dit is wie God is. Want wanneer jy dit doen, is jy besig om sy koninkryk te bou. Tot volgende keer by Skepper Klas.